nuwe lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille Gesels saam oor alles. en nog wat. Goeiedag julle pragtige mense, baie welkom by Klets met Corneille. Ek is Corneille en ek en jy gaan saam kyk na kragtige alternatiewe in regering, ekonomie, opleiding en gesondheid. Ons is by Kragdag 2026 en saam met my stel ek jou voor aan Teda Hanse van U3A. Nou, ons begin by, baie welkom en hoe gaan dit vandag met jou? Dankie, Janie, ons kan nie kla in hierdie lekker weer nie. Heerlike weer, van waar kom jy? Oorspronklik van Bloemfontein. Dis bietjie kouer as hier, né? Dis bietjie baie kouer as hier. Ons geniet die weer hier. Okay, fantasties. Nou maar, U3A weet ek bloot is in die afdeling van opleiding of onderwys hierso. So wat doen julle? So, jy's halfpad reg. Nee, ons is in landbouopleiding. Ons is 'n privaat maatskappy. Wat dan naskoolse opleiding gee, waar jy jou nasionale sertifikaat, diploma en selfs jou B.Agriek graad kan verwerf deur ons. Ja, ons is die eerste private instelling in Suid-Afrika wat die B.Agriek aanbied. So ons is nogals trots op daai enetjie. Julle kan wees, want ek het nie geweet daar bestaan so 'n moontlikheid nie, om die waarheid te sê nie. Ja. En mense sal dit nou nie sê waar ek hier sit met wat ek nou doen nie, maar dis die eerste ding wat ek studeer het was BC Agriek. Wraggies. Jo. Goeie ou tiks. Ah, Ja, dit sy. was baie lank terug toe die wonderboom nog 'n potplant was. Ja. Nou maar waarso is julle 'n lokale instansie of is julle oor die land? Dis nou nogals interessant. So ons hoofkampus wil ek sê, wat U3A is, dit staan vir die International Agricultural Academy for Africa, is aanlyn gebaseer. Ons hoofkantoor sit in Bloemfontein. Maar omrede dit aanlyn is, kan mens studeer van waar ook al. Maar wat nogals lekker is by ons is dat jy ook vir die ouetjie wat bietjie meer die studentelewe soek, het ons 5 satellietkampusse reg oor die land waar hulle kan aansluit. So ek neem maar die hoofsentrums half in elke provinsie, die groot stede, is waar dit sal wees? Wel, interessant genoeg nie. Bloemfontein, daar is enetjie net buite Bloemfontein, Perseverance Landbou Akademie. Dan het ons enetjie in 'n klein plekkie genaamd Morgenson in Mpumalanga. Ek was daar op skool. Nou dis op die skoolgronde. Fantasties. Nee? So ja, ons is daar by met Agri Innovasie College. Dan het ons enetjie net buite Dullstroom. Sy naam is The Outpost Academy. Ja. Ons het een in Kakamas. Liewe ouers. Dis the Vine Academy in Model Farm, baie interessant. Daai enetjie het ons saam met Raisins SA. En dan het ons een in Klein Willem in die Wes-Kaap, Wes-Kaap Landbou Akademie. En ons het selfs een in Namibië. Nou dis nou als verrassings. Dit voel of meneer of julle die klein plekke gaan uitsoek het. Nee. Want ek meen Morgenson is een stuk in 'n teerstraat op hierdie stadium. Met vraggies, dis waar. Hoor hierso nou die kurrikulum wat julle aanbied, is dit 'n dieselfde kurrikulum oral of is dit aangepas vir daai omgewing se boerdery? Hoe werk dit? So daar is verskillende spesialisasies. Dis nie so seer omgewingsgebaseerd noodwendig nie, behalwe dalk nou vir Kakamas. Daar doen hulle slegs, so hulle doen plantproduksie, is die hoof ding, maar hulle spesialiseer in wingerdbou. Okay. So dis verskriklik lekker. Hulle sit binne in hulle lesingslokaal en daar's so 'n lang venster waardeur jy kyk en kyk jy so oor die wingerde. Vanmiddag stap hulle oor die pad en gaan doen hulle prakties daarso. Wat behels dit? Drink soveel as Wingerdbou. Jawel. Dis ook goed soos druiwe en tafeldruiwe en rosyne, ons moet nie dit vergeet nie, nê. Ek dink as jy Klein Willem toe Wes-Kaap toe, dan worry hulle meer oor die wyn. Maar daar doen hulle alles. Daar in Wes-Kaap doen hulle nou ook wingerdbou, plantproduksie, dan doen hulle diereproduksie, maar spesialiseer either in skaap en wolproduksie of bees. Reg? Hulle bied ook die B.Agriek aan. Ons het slegs die 2 satellietkampusse huidiglik wat die B.Agriek aanbied en dit is Wes-Kaap Landbou Akademie en Perseverance Landbou Akademie. By watter dorp is hy? Klein Willem is in Wes-Kaap, Perseverance is in Bloemfontein. Okay. Yes. So dis aan die wat die graad doen. Korrek. En by Perseverance doen hulle ook plantproduksie, diereproduksie met spesialisasie in skaap en wol en bees. Okay. Yes.
Dieregesondheid. Ek het jou nie vertel van ons dieregesondheid nie. Vertel my van Julle ken dieregesondheid. vir MSD. Ja, weet Nee? MSD. Grootste verskaffer van dieremedisyne in Suid-Afrika. So hulle is een van ons vennote, industrievennote. En saam met hulle het ons die MSD Dieregesondheidsakademie gestig ook. Saam met Jacques van Rensburg. Jy ken hom, net so. Hallo Ons al op Jacques. skool, môre saam. Saggies, saggies. Nou ja, ou Jacques, ja, ons gesels gereeld, hy's baie betrokke. So wat ons probeer sê, of wat ek vir jou probeer sê daardeur is, dis vir ons ongelooflik belangrik dat die industrie betrokke is. Weet, dit help nie, jy gaan uit, jy sal nou self weet met wat jy gestudeer het aan universiteit, toe jy daar uitgestap het jy 10 nie geweet, wat soek die Dis waar industrie nie. van jou, wat moet jy doen, jy weet, Ja. ons wil daai ding verander. Ons hoofuitvoerende bestuurder, Johan Stassen, hy het self BSc Agriek gestudeer op Koffsies, en hy het dieselfde ding oorgekom, hy het gesê daar uitgestap, en nee, wat nou? Ja. En hy het toe vir 6 maande by BKB in Jugie in die Oos-Kaap gaan werk, net om te probeer uitvind, nou, hoe werk die storie, en daar is hierdie droom gebore. Het hy gesê, hy wil eendag opleiding gee, aan mense, sodat wanneer hulle uitstap, dan is hulle regtig waar markgereed. Ja. Dit is onmiddellik in diens neembare studente wat daar uitstap, en dis waar het alles begin het, 37 jaar terug. Bietjie terugrol, ons is nou heel op half die bokant van die ding gefokus, die goede wat nie die grade is nie, die diploma van die goede, wat behels daai alles? So jy kan begin met jou nasionale sertifikaat, reg wat is, ons praat van 'n NQF vlak 4, Okay. of jou nasionale diploma, NQF vlak 5, dit is nou daai wat ons gesê het, jy spesialiseer of in planproduksie of jou diereproduksie. Wat jou 1 jaar en 2 jaar neem om dit te doen. Dit is geakkrediteer deur Agriseta. So dit is voluit geakkrediteerde kwalifikasies wat hulle kan doen, as dit jou vraag beantwoord. So die julle teiken, mense wat julle teiken met julle dienste, is dit mense wat jy sou dink meer in boerdery wil ingaan met daai dinge, of is dit wat se mark dink, is dit so wyd soos Here se genade met wat waar jy Baie, net soos wat jy daar gesê het, hier's die ding, ons slagspreuk, en ekskuus, dis nou in Engels, maar dis because agriculture goes way beyond agriculture. Mense het 'n tendens om te dink dat as jy studeer in hierdie rigting, ek nou net kan gaan boer. En dis so ver van die waarheid is, dis nie eers snaaks nie. So wat ek nou vir jonger ouetjies sê in matriek is, gaan vra vir oom ChatGPT, wat kan jy alles doen met 'n kwalifikasie in landbou, want ek dink hulle gaan wraggies waar verbaas wees oor al die rigtings wat mens kan gaan en hoeveel deure dit kan oopmaak. En baie van die goede oorvleuel, en ek het ook altyd as ek met jong mense praat en hulle het met waar ons nou is, ek altyd dink van hulle stel belang in musiek, maar hulle wil nie 'n lewe met musiek maak. Sê ek maar daar's 'n hele wêreld om musiek. Jy kan 'n prokureur wees en in musiek werk. Absoluut. Jy kan 'n boekhouer wees wat met musikante werk. Jy kan 'n klomp dinge wees en dieselfde is relevant tot landbouwêreld. Jy kan 'n miljoen dinge doen binne in die veld, want dis jou liefde. Presies. As jy die passie het daarvoor en vir landbou, verstaan ek weet nie of moet ek dit sê nie, daar's 'n meisie by een van die skole wat ons die dag gaan besoek het daar in Bloemfontein, en sy, maar baie onskuldig, sies tog, ek dink sy was seker graad 8 of 9, en sy kom sê, Tannie, wat is landbou? Wat kan jy doen met landbou? Is dit soos om die land te bou? Maar ek amper vir sê, dis presies dit, maar in die natuur, nee? Maar sodoende, ek meen, daar is soveel werkskepping, behalwe vir jouself. Ek meen, ek wil sê, die goue draadjie deur al ons kwalifikasies is natuurlik entrepreneurskap. Want dis jou eie besigheid, 'n boerdery, as dit die rigting wat jy gaan, maar ook die werksgeleenthede wat jy vir ander skep, deur te doen wat jy doen met hierdie kwalifikasie is eintlik, ek wil sê, die Engelse terme van mind-blowing. Dis baie exciting. Jou eie agtergrond, waar is dit? Nee, ek het niks van landbou geleer nie. Is dit? Ek het nie. Plant jy blomme? Ek bly eintlik op 'n Severens Landbou Akademiese gronde. Ek en my meisiekind, en ek is nou trots om te sê, ons het al met hoendertjies begin boer. Ek sê vir jou. Ja, lekker battery hoendertjies daarso, en die groentetuin is besig om op te kom, en ek kyk die studente, ek kyk wat hulle doen. Men ek gaan saam op prakties, en ek neem hulle bietjie af, en dan steel ek so bietjie, en dan gaan pas ek dit self by die huis toe. Maar nee, ek is in bemarking.
bemarking. So van landbou self weet ek eerlik nie veel nie. Of uit my eie geskiedenis uit nie, wil ek liewer sê, van die industrie weet ek darm. Ja. Maar ek het nie self landbou studeer nie. Okay. Jy is die bemarkingspersoon vir die lotte. Ek is. Nou maar, Ek probeer. fantasties storie. Ek hou baie van alles, baie raakpunte natuurlik. 'n persoonlike vraag vir hier teen die einde. Nee, ekskuus, voor dit doen. Sê eers vir die mense, waar kan hulle julle in die hande kry? Gee 'n bietjie kontakbesonderhede. So die maklikste e-posadres wat ek nou kan gee, is i3a@i3a.co.za vir 'n e-posadres. Die landlyn, as julle nog aan landlyne glo, is 051 444 0201 of die mense kan ons natuurlik WhatsApp by 069 316 2661 en of natuurlik ons Facebook blaai of Instagram blaai gaan volg. Dis ongelukkig die lang naam. Moenie gaan soek vir I3A nie, gaan hom nie kry nie. Jy moet maar gaan soek vir International Agricultural Academy for Africa. En die webtuiste is weer maklik, i3a.africa. Nou maar, ek dink daai klink maklik genoeg. As jy dit nie, jy het al die wortels geëet, want jy onthou sulke lang reeks van nommers. Wel gedaan. Dankie. Praktiese vraag. Kragdag gaan oor mense wat die probleme raak sien en sê, kom ons maak 'n plan. Yes. Hoe voel jy oor die toekoms van Suid-Afrika oor die volgende paar jaar? Eintlik voel ek positief daaroor. Ek dink hier is genoeg mense met 'n wilskrag en 'n passie wat regtig iets raak sien. En wat werklik 'n verskil kan maak. En ek dink op elke gebied en vlak wat hier is, ek meen ek is nou al lekker deur die stalletjies geloop en dis werklik nie net mense wat hier is om hulle eie goedjies te bemark nie, daar's 'n doel agter daai bemarking. Ja. En ek kom agter, daai doel is nie ek, myself, verstaan, dis ons. Ja. Dit maak mense positief. Ek het baie hoop, ek sien nogals uit, ek doen. Fantasties. En my vriende, as jy nie geweet het nie, ek sê altyd vir mense, elke jaar as ek by Kragdag kom, dit was my die eerste jaar toe ek was amper 'n skok op my stelsel, oor 'n negativiteit wat jy sien, veral in media, en as jy hierso kom, presies daai gevoel net van, ek kan nie vir julle beskryf nie, dis iets wat jy moet kom beleef, so trek aan jou skoene, en kom Kragdag toe as jy nog nie so was nie, en kom beleef net die atmosfeer van mense wat sê, kom ons maak 'n plan. Dit is regtig iets om te beleef. Baie dankie vir die gesprek, ek wens vir julle groot sukses toe met julle paar dae hierso, ek hoop julle kry baie belangstelling, en ook groot sukses met julle toekoms, baie dankie. Vreeslik baie dankie, ek waardeer die geleentheid, dankie. Luister nou na Radio Nuwelie, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.